Julle, so ons is vanoggend by die tweede gedeelte van die dissipline oor diensbaarheid. En vandag se tema is hopelik interessant om te sê, die evangelie is nie aan jou gegee om te bære nie. So ek wil oor iets praat, 'n metafoor, 'n beeld praat wat sê, die kos is gereed, maar dit bly in die kombuis. Stel jy die volgende voor, en ek dink baie van julle het dit seker ook al so beleef, dat jy gaan eet by 'n goeie restaurant, die tafel is mooi gedek, die spyskaart, laat jou mond water en die kelner sê, ons chef gaan iets besonders vir jou voorberei. Jy plaas die bestelling. Kort daarna ruik jy die heerlike geure en reuke wat uit die kombuis uitkom. Jy sien die kelners karrel, alles lyk belovend. En dan 10 minute gaan verby. 20 minute gaan verby. 30 minute nou begin half ongemaklik voel. 40 minute. Uiteindelik, want dan lyk dit mos of al die kelners net missing is. Uiteindelik kry jy hulle aandag getrek. Roep hom nader, sê, verskoon my, waar is ons kos? En die kelner sal breed glimlag en vir jou sê, dis veilig in die kombuis. Is daar 'n probleem? Vra jy dan vir hom? Nee, sê hy, die kos is perfek, ons het dit mooi op die bord gepak, ons het selfs 'n vergadering daaroor gehou, ons het die resep deeglik bestudeer en 'n kursus oor die voedingswaarde daarvan voltooi. Ons sing selfs elke week liedere oor hoe wonderlik die kos is. Maar wanneer gaan julle dit bring? Hy kyk verbaas. Bring? Nee, ons hou dit veilig in die kombuis. Dit sou 'n baie vreemde restaurant gewees het as julle saamstem. Want die doel van 'n kombuis is nie net om die kos voor te berei nie. Daai kos moet by die tafel of op die tafel kom. Brood is nie net gemaak om bewonder te word of om te geruik te word nie. Brood is bedoel vir honger mense. En weet julle, tog bestaan die gevaar dat dit wat in daai restaurant gebeur, is presies dit wat ons met die evangelie doen. Ons ontvang dit, ons bestudeer dit, ons bespreek dit, ons sing daaroor, ons woon kursusse daaroor by, ons onderstreep dit in ons Bybels, ons weet Jesus het vir ons sondes gesterf en uit die dood uit opgestaan, ons weet daar is redding in hom, maar soms bly daai geestelike brood lood in die kombuis. Die evangelie word iets wat elkeen van ons wat hier is geniet, maar nie uitdeel nie. Iets wat ons beskerm, maar nie bedien nie. Iets wat ons glo, maar bitter selde met iemand anders te deel. Daarom is die vraag vandag nie net, ken jy die evangelie nie? Die vraag is eintlik, wie ontvang die evangelie deur jou? Verlede week het ons gesien hoe Jesus die handdoek opgeneem het, homself verneder en gedien het. Hy het daardeur gewys dat niemand is te belangrik om te dien nie. Selfs nie die koning van die konings nie, en dat geen taak te gering is, wanneer dit uit liefde uit gebeur nie. Maar vandag gaan ons dit 'n bietjie verder vat. Jesus plaas nie net 'n handdoek in die hand van sy volgelinge nie. Hy plaas ook iets ontsettend kosbaar in ons hande, die evangelie. En dis wat ons soms vergeet, die boodskap van genade en vergifnis, dat verlore mense gevind kan word, gebroke mense herstel kan word, skuld vergewe kan word, en dat die dood nie die laaste woord is nie. En dan kom Jesus en hy sê, hierdie boodskap, kom vertrou ek aan jou toe. En daarom is dit ons tema vandag. Die evangelie is nie aan jou gegee om gebære te word nie. Die evangelie is aan jou gegee om te bedien. En as dit vir jou half bang maak, hoe gaan ons doen? Wil vandag se boodskap eintlik vir jou sê hoe eenvoudig dit is. Dis nie iets wat net vir leraars of vir die geestelike mense in die wêreld is nie. As jy gelowige is daardie stelling waar vir jou. So die eerste belangrike ding wat ons moet verstaan is, dat ons is nie toeskouers van Christus en sy werk nie, maar ons is dienaars van Christus. Dis hoe die Bybel ons beskryf. So Paulus
skrywe, want ons teks kom uit 1 Korintiërs 4 uit. Paulus skryf van hierdie gemeente in Korinthe. Julle, dit was 'n moeilike klomp mense bymekaar, o aarde. Dit was nie 'n maklike gemeente nie. Daar was verdeeldheid. En lyk my hulle het 'n klomp, dis seker 'n groot gemeente, hulle het 'n klomp sterk leiers gehad en die ouens het die geestelike leiers begin vergelyk en elke ou het sy aanhanger gehad, hierse op Apollos en Cephas en wie ook al en hulle het begin gesê, maar watter ou preek die beste? Wie is die indrukwekkendste? Wie die meeste kennis en wie die meeste invloed? Ek wil amper sê, dit klink baie soos ons moderne tyd. Ons het vandag net baie vinniger maniere om mense of selfs predikers met mekaar te vergelyk. Ons kan binne 5 minute na 'n prediker in Kaapstad, Sydney, Kanada luister. En dan besluit ons leraar is nie so sleg nie, maar hy kan beslis aan sy inleidingswerk. Ek hoop nie dit is reg so nie. Maar spaar my as julle dit dink. Ek wil dit nie hoor nie. Paulus bring vir ons die fokus terug na Christus toe. So hy sê in 1 Korintiërs 4 vers 1 tot 2, so moet mense ons beskou. So moet mense ons raak sien. Dis wat jy vir jouself moet sê. So moet mense ons beskou as diensknegte van Christus en as bedienaars van die verborgenhede van God. Ons gaan 'n bietjie nou praat oor die woordjie verborgenhede. Boonop word sulke bedienaars verwag dat elkeen van hulle getrou bevind sal word. So Paulus kom sê, as jy wil weet wie ons werklik is, kyk so na ons, kyk na ons as bedienaars, nie as hierdie geestelike helde nie, maar as dienaars van Christus. Die Griekse woord wat hy daar gebruik is hyperetes. Nou, die kern van daai woord is baie eenvoudig. Hyperetes is nie die kaptein, nie die hoofman nie. Hy is die persoon wat dien onder die gesag van iemand anderste. En dis wat ons moet verstaan, as ons sê dat ons behoort aan Jesus, dan dien ons, dan is ons dienaars onder sy gesag. Hy bepaal die koers, hy is die Here, hy is die een wat die opdragte gee, en ons, wat doen ons? Ons moet volg. Dit is wat gehoorsaamheid op die ou einde beteken, ons moet volg. So, een van die grootste geestelike vrae eintlik wat jy vir jouself moet beantwoord, is wie is werklik in beheer? As jy kyk na jou lewe, wie is werklik in beheer? Want ek weet julle, ek het dit al vir julle gesê, ek het hierdie een ding wat ek glo, ons almal is in 'n mate control freaks. Ons wil in beheer wees van alles van ons lewe. En dan moet ons uiteindelik aflê om te sê, maar Jesus in beheer. En die vraag is hy? Ons sê so maklik, Jesus is die Here. Maar baie keer sê ons, Jesus is die Here, solank sy plan redelik goed inpas by myne. As sy plan nie by myne inpas nie, dan is hy nie regtig waar so lekker die Here nie. Ek wil net graag eers die bepalings en voorwaardes lees, voordat ek hom volg. So, 'n dienaar vra gewoonlik, nie pas dit my nie. 'n Dienaar vra gewoonlik, wat wil my meester hê? Wat wil my meester hê? En daarom wil ek eintlik sê dat dienaarskap in die koninkryk van God, nie net in die gemeente nie, maar dienaarskap in die koninkryk van God begin by eienaarskap. En daai eienaarskap is, aan wie behoort jy? Behoort jy aan Jesus? Paulus skryf daar in 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20 dat ons nie aan onsself behoort nie, want ons is duur gekoop. Jesus het jou nie met goud en silwer gekoop nie, maar het jou met sy bloed gekoop. En daarom is die vraag nie meer net wat wil ek met my lewe doen nie. Die vraag is, Here, wat wil U met my lewe doen? Dit is die vraag. En ek wil amper vir julle sê, ek dink dit is die verskil tussen 'n blote bekeerling en iemand wat regtig waar 'n volgeling van die Here Jesus is. 'n Bekeerling is bly dat Jesus hom gered het. Dit is wonderlik. 'n Volgeling besef, die een wat my gered het, is nou ook my Here, is nou ook my meester, is nou die een wat ek moet volg. En dit is waarom ons begin fokus het in Vaders op disippelskap. Want ons moet wegkom van die idee dat ons is blote bekeerlinge, want dis wat ons lidmate oor dekades gemaak het. Net bekeerlinge, net mense wat gered is. Maar nie mense wat regtig Jesus as die meester van 'n lewe beskou en hom gehoorsaam volg nie.
Die tweede punt wat ek wil maak is dat jy moet verstaan, en ek moet verstaan, dat God het iets kosbaars aan ons toe vertrou. Kosbaars. Paulus noem ons bedienaars van die verborgenhede van God. Nou, die Griekse woord vir bedienaar is oikonomos, wat die ander woord is vir rentmeester. Met ander woorde, dit is iemand wat namens iemand anders dit, byvoorbeeld die huishouding bestuur, die firma bestuur of wat ook al. Hy word daarmee toevertrou, maar hy is nie die eienaar nie, hy is nie die baas nie. En Paulus sê, God het iets aan ons toevertrou, hy het ons rentmeesters daarvan gemaak, en wat is dit? Die verborgenhede van God. Ek gaan nou vir julle sê presies wat beteken daai verborgenhede van God. In die Nuwe Testament beteken, want die Griekse woordjie wat gebruik word is mysterion. Julle kan hoor die Engelse woord dat daarvan afgeleid mystery, mysterion. Dit beteken verborgenhede, maar in die Bybelse tyd, wanneer mysterion gebruik word, dan beteken dit nie dat dit iets is wat God wegsteek nie, maar dat dit iets is wat van tevore verborge is, maar nou bekend gemaak is. En wat is daai verborgenheid? Dit is die evangelie van Jesus Christus. En toe Jesus gekom het, het daai verborgenheid van God sigbaar geraak. En nou word daardie boodskap van die evangelie aan nie dominees toevertrou nie, maar aan elke gelowige disipel van die Here Jesus. En ek dink ons het al oor die jare of oor die maande baie duidelik gesien uit die woord uit, dat ons is disipels. Die Bybel het nêrens 'n groep mense wat bekeerlinge is nie, of 'n groep mense wat lidmate is nie. Daar's net een groep mense in God se woord, en dit is disipels. Dis waarom ons daarop fokus. En nou kom Paulus en hy kom sê in Korintiërs, hierdie boodskap, hierdie stukkie kosbaarheid is aan elkeen van ons toe vertrou. Gewone mense, mense wat soms onseker is, mense wat nie altyd die regte woorde het nie, mense wat soms bang is en sê, ek weet nie wat, ek weet nie genoeg, ek is nie predikant nie, ek is bang, ek gaan nie weet wat om te sê nie. En God sê dan vir daardie mense, wat my insluit, ek vertrou my evangelie aan julle toe. Sjoe, wat 'n voorreg, maar ook wat 'n verantwoordelikheid. Die evangelie is nie ons eiendom nie. Ons mag dit nie verander om dit meer aanvaarbaar te maak nie. Dis wat so skrikwekkend is as ons soms kyk na wat kerke doen. Dat hulle die evangelie aanpas, sagter maak, sodat dit gemakliker op die oor val. Ons kan dit nie doen nie. Ons mag nie die kruis vervang met 'n boodskap van God wat almal net gemaklik wil hê in die kerk nie. Ons is rentmeesters. En 'n rentmeester skryf nie die boodskap nie. Hy ontvang dit, hy bewaar dit en hy leef dit. En hy gee dit getrou aan. Die derde punt wat ek dink belangrik is om te besef. Die evangelie is brood. Dis nie 'n museumstuk nie. 'n Museumstuk word bewonder, word agter glaskaste gehou. Met die bediening in Egipte wat ons ondersteun het eintlik al vir baie jare, was dit my voorreg om 'n paar keer in Egipte te wees. En dan een van die goed wat ou graag wil gaan kyk is the Museum of Antiquities. En dan kyk jy na Tutankhamun se goudmasker. En jy sien al hierdie goed wat nie leef nie, wat stukkies geskiedenis is. En Paulus wil kom sê, die evangelie is nie ou brood wat agter 'n glaskas is nie, 'n stukkie geskiedenis nie. Dis nie 'n museumstuk nie. Dit moet gebruik word. Dit moet uitgedeel word. Want brood wat nie aangegee word nie, brood wat nie uitgedeel word nie, voed niemand nie. En ons gaan eintlik nou praat oor hoe maklik dit is. Wat 'n mens soms kan bang maak. As 'n ou kyk na hoe mense oor die kerk reageer, dan sien ons dat daar's 'n groot verskil tussen geestelike verbruikers en geestelike rentmeesters. Geestelike verbruikers en geestelike rentmeesters. Hoe lyk 'n geestelike verbruiker? 'n Geestelike verbruiker sal vra, wat kry ek?
Het ek van die preek gehou? Was die praise and worship goed gewees? Het die gemeentes aan my behoefte voldoen? 'n Rentmeester vra daarenteen, wat het God vandag aan my gegee, wat ek met iemand anders te kan deel? Wat het God vandag aan my gegee, wat ek met iemand anders te kan deel? Ons word gevoed sodat ons ander kan voed. En dit gaan eintlik so maklik wees. Daar is mense rondom ons wat geestelik honger is, maar hulle sê dit nie altyd in godsdienstige taal nie. Hulle sal dinge sê soos, want niemand gaan na jou toe stap en sê, verskoon my, ek ervaar 'n diep eksistensiële verlange na versoening met my Skepper nie. Niemand gaan dit vir jou sê nie. Dit sou, as iemand dit gesê het, dan sou dit evangelisasie eintlik nie soveel makliker gemaak het. Maar hulle sal eerder vir jou die volgende sê, ek weet nie meer om aan te gaan nie. Ek voel leeg. Ek voel bang. My huwelik val uitmekaar. Ek kan myself nie vergewe nie. Ek weet nie of God nog regtig vir my omgee nie. Daar moet meer aan die lewe wees as net dit. Ek wil vir julle sê, daardie woorde is soms die hongerpyne van 'n siel. En ons het die brood om daardie hongerpyne te stil. Nie goedkoop antwoorde of godsdienstige slagspreuke nie. Ons dra Jesus Christus. Die goeie nuus dat God naby gekom het, dat Jesus ons sonde gedra het, dat genade groter is as skuld, dat daar vergifnis en 'n nuwe begin moontlik is, dat die graf leeg is en dat hoop 'n naam het, Jesus Christus. As God sê, maar julle is die bedienaars van die verborgenhede, julle is bedienaars van die evangelie, dan wil ek vir julle sê, die vierde ding is dat God vra nooit, was jy suksesvol nie? Hy vra, 1 Korintiërs 4 vers 2 kry ons die antwoord. Boonop word van sulke bedienaars verwag, dat elkeen van hulle getrou bevind sal word. Dis 'n kort vers, maar dit kan 'n mens se lewe verander. Wat vereis God van rentmeesters? Dat hulle indrukwekkend, beroemd, gewild moet wees? Dat hulle groot resultate moet lewer? Nee, hy het een vereiste. Dat hulle getrou bevind sal word. Wat interessant is dat die woordjie vertrou, vir getrou, is dieselfde woordjie vir geloof. Die Griekse woord is pistos, betroubaar getrou, iemand op wie daar staat gemaak word. En dat ons sien dat, dis lekker, die Engelse taal het baie by Grieks gelees. So, vir ons voel dit amper asof dit is 'n sprong om van betroubaar te weeg na, hoe kom ons by geloof uit? Maar dink nou mooi, wat is die Engelse woordjie vir geloof? Faithful, getrou. Ons moet net mense wees op wie Jesus kan staat maak. So die wêreld met sukses baie anders, hoe groot, hoeveel, hoe vinnig, hoe gewild, hoeveel mense het gereageer. God se maatstaf is net anders, hy sê net, was jy getrou. Noag het jare lank gebou aan 'n ark, voordat daar reën gekom het. Hy was getrou, hy is gespot. Johannes die Doper het nie 'n lang bediening gehad nie. Selfs Jesus het in Johannes 6 gesien, hoe baie mense hom verlaat. Die een ding wat ons rustig moet maak, is dat God vra nie dat jy almal moet red nie. Jy kan niemand red nie. Dis God se werk. Jy kan net getrou wees. En weet julle, ons wat mooi Christene probeer wees, ly soms aan iets. Ons noem dit die Messias kompleks. Ons wil mense se Messias wees. Ons wil almal red. Wat mooi is, maar ons kan nie almal red nie. Jy kan sommige red. Maar jy kan nie doen die reddingswerk nie. Jesus doen die reddingswerk. Want julle, ons kan nie iemand se hart verander nie, maar ons kan lief hê, ons kan bid, ons kan ondersteun, ons kan daar wees vir mense, ons kan die evangelie verduidelik, jy kan iemand kerk toe nooi, jy kan Christus se liefde sigbaar maak, jy kan die brood aangee, God gee die groei. Die man wat blind was en deur Jesus genees is, kon nie al die teologiese vrae beantwoord nie. Maar wat sê hy vir ons in Johannes 9 vers 25? Een ding weet ek, dat ek blind was en nou sien. Een ding weet ek. Hy het nie idee gehad van teologie en goedes nie. Dit is 'n getuienis.
Ons het nie al die antwoorde nie. Ons verstaan nie alles nie. Daar's sekere dinge wat net bokant ons koppe is in terme van God en hoe God werk en hy is ons skepper. Hy's ver bo ons verstand. Die vyfde ding wat soms scary is die vrees van mense kan ons ontrou maak. Die vrees vir mense kan maak dat ons nie sê wat ons moet sê nie. Paulus in 1 Korintiërs 4 vers 3, vir my is dit nie 'n belangrike saak of ek deur julle of deur enige menslike regbank beoordeel word nie. Paulus kom sê hier, ander mense se opinies beteken absoluut niks vir hom nie. Mense oordeel, maar hulle het nie die finale oordeel nie. Julle, veral wanneer dit kom om die evangelie te deel, vrees ons dikwels mense se reaksie. Wat gaan hulle van my dink? Wat as hulle my verwerp? Wat as hulle 'n vraag vra wat ek nie kan antwoord nie? Wat as hulle dink ek is 'n bietjie weird, bietjie vreemd? Ek dink ons moet eerlik wees. Die oomblik wanneer 'n mens oor Jesus begin praat, kan 'n gesprek effens ongemaklik word. Ons kan 20 minute oor beerdkrag praat. Ons kan sonder voorbereiding oor die weer praat. Ons is so dankbaar oor die reën. Ons kan 'n volledige ontleding gee oor wat verkeerd is met ons regering. Julle sal met my saamstem. Ons kan, ek wil amper sê, ure praat oor hoe die skotte amper deur die Springbokke se verdediging gebreek het. Hoe dit moontlik was. Maar wanneer die naam van Jesus ter sprake kom in 'n gesprek, dan voel mense amper asof die temperatuur in die vertrek 'n bietjie verander het. En dan moet ons die vraag vra, waarom is dit so ongemaklik om met mense oor Jesus te praat? En die antwoord is, want die evangelie is hoogs persoonlik. Dit praat oor sonde, genade, vergifnis, die kruis en heerskappy. En dit roep mense tot 'n besluit, dit roep mense tot 'n keuse. Maar dit moet ons nie bang maak nie, want uiteindelik gaan ons voor Christus staan. Nie voor die opinies van die wêreld of die verwagtinge van die wêreld nie. En die vraag gaan nie wees, want ons wil ook natuurlik hê dat almal van ons hou. Almal gaan nie van ons hou nie. Dis die waarheid. Die vraag op die ouene was jy getrou met wat ek aan jou toevertrou het? Ek gaan julle nou 'n mooi storie vertel. Want kom ons bring nou hierdie vliegtuig af vir 'n landing. Elke gelowige, elke disipel van die Here het 'n tafel om te bedien. Ons maak 'n fout as ons dink dat die evangelie word hoofsaaklik van kansels af verkondig. Die kansel en prediking is belangrik. Maar die meeste mense ontmoet nie vir Jesus eerstens in 'n kerkgebou nie. Hulle ontmoet Jesus deur 'n ander gelowige. Deur in kontak met 'n ander gelowige te kom. By die kerk, rondom 'n etenstafel, in 'n hospitaalkamer, langs 'n sportveld, tydens 'n koppie koffie, in 'n motor, in 'n gesprek, wanneer die lewe baie seer maak. God het mense rondom elkeen van ons geplaas. Jy het 'n tafel om te bedien. Jou familie, jou vriende, jou kollegas, jou bure. Die persoon wat altyd 'n bietjie langer wil praat. Die mens wat onlangs deur geweldige trauma gegaan het. Die vriend wat sê ek het lank klas kerk toe gekom. Dis die een vir wie jy sê, kom kuier en kom kyk. Die familielid wat teleurgesteld is in God. Die ene wat vra, maar wat kan die kerk bereik? Ons moet net bid, Here, gebruik my. Wie is die persoon wat die Here miskien in jou gedagtes plaas vir wie jy moet bid? Ons sê gewoonlik, ons wil so graag 'n bediening hê. Jy het 'n bediening, jy het die evangelie om uit te deel. Die evangelie beweeg dikwels nie deur groot geleenthede nie. Weet julle, hulle het 'n ondersoek gedoen na ouens soos Reinhard Bonk, die reuse evangeliste in Afrika, wat miljoene mense na die Here gelei het. En die resultaat was dat 92% van daardie mense het net teruggeval. Want hulle het nie ondersteuning gehad. Hulle het nie gelowiges gehad wat saam met hulle die pad kon stap nie. So daai groot geleenthede lyk wonderlik as honderde mense of duisende mense tot bekering kom.
maar daar is nie substansie nie, want daar is niemand wat hulle kan ondersteun nie. Dis waar die evangelie bedien word, is juis daar. Ek wil vir jou 'n vraag vra. Wie van julle weet, wie is Edward Kimball? Geen hande nie? Ek is nie teleurgestel dat julle nie weet nie. Ek het al verwag dat julle nie gaan weet nie. In die 19de eeu was daar 'n sonnaskoolonderwyser in Amerika met die naam van Edward Kimball. En een van die jong manne in sy klas met die naam van Dwight Moody het in 'n skoenwinkel gewerk en Edward het gevoel hy moet met Dwight Moody praat oor Christus, maar hy was onseker. Hy was so bang, hy gaan nie die regte woorde kan sê nie. Hy het na die winkel toe gegaan, hy het amper verbygestap en toe het hy besef, nee, kom ek gaan in. En hy het uiteindelik ingestap en op 'n eenvoudige wyse met Dwight Moody oor Jesus Christus gepraat. Daar was nie 'n groot veldtog, daar was geen skare nie, daar was nie musiek nie. Daar was een getroue gelowige, een jong man, een gesprek. Dwight Moody het later een van die bekendste evangeliste van sy tyd geraak. En die evangelie aan duisende, nie net in Amerika nie, maar dwars oor die wêreld verkondig. Edward Kimball kon nie voorsien wat God met daardie gesprek sou doen nie. En as ek aan Dwight Moody en sy bekeerlinge dink, dan dink ek, wie se saadjies is dit? Was Edward Kimball se. Edward Kimball kan al daardie mense reken onder sy sambreeltjie. So al wat die Here vir jou vra is getrouheid. Kan 'n eenvoudige gesprek wees. Daar wees vir iemand, bid saam met iemand. Dit wat die Here op jou hart lê. Maar bedien die brood, die geestelike brood. Want jy het 'n tafel wat jy kan bedien. Ons taak is net om my brood aan te gee, nie om die verandering teweeg te bring nie, net om die brood aan te gee. En God bepaal wat daarmee gebeur. Kom ek gee vir julle 'n paar praktiese riglyne. Ek wil nie net hê julle moet huis toe gaan sê, dit was 'n interessante boodskap. Die inleiding was miskien nie so goed nie, maar dit was nie sleg nie. Disippelskap word nie gemeet aan wat ons hoor nie. Disippelskap word gemeet aan ons gehoorsaamheid. Daar waar ons sigbaar gehoorsaam raak. So wat is julle uitdaging? Ek het so 6 dinge wat ek vir julle kan sê. Vra vir die Here, wie is jou tafel? Wie is die mense wat die Here aan jou toevertrou? En moet nou nie aan 10 mense of 50 mense dink nie. Begin dink aan een familielid, een vriend, een kollega. En skryf daai persoon se naam neer. Die van julle wat die disippelskap kursus in julle klein groepe doen, weet julle moet kyk vir 10 mense vir wie julle kan bid. Ek is nog maar by 4 mense. Want ek werk in 'n omgewing waar daar nie verskriklik baie heidene is nie. Of mense wat nie Christus ken nie. So ek sukkel, maar ek gaan nog 'n lysie volmaak. Dan, stap 2 is, bid elke dag vir daardie persoon. En bid spesifiek, Here, maak sy of haar hart oop. Gee vir my wysheid. Maak 'n natuurlike deur vir gesprek oop. Help my om te luister voordat ek praat. Die derde praktiese punt is, luister na die mens. Vir Jesus gaan dit oor die mens. Oor die mens. Nie vir die kans om te praat nie. Want dit moet gebeur vanuit 'n hart van liefde uit. So dan vra jy, hoe gaan dit werklik met jou? Waarmee worstel jy? Waarvoor kan ek vir jou bid? Ek het miskien nie die antwoord nie, maar waarvoor kan ek vir jou bid? Moet nooit iemand ooit as 'n projek benader nie. Mense is nie teikens wat jy moet behaal nie. Hulle is mense vir wie Jesus gesterf het. En dan, en hier is die eenvoud om die evangelie te deel. Deel eenvoudig wat Jesus in jou lewe beteken. Jy hoef nie 'n preek te lewer nie. Vertel wat Jesus in jou lewe gedoen het. Hoe hy vir jou hoop gegee het, hoe jy hom kan vertrou. Jou getuienis hoef nie dramaties te wees om eg te wees nie. Vertel net wat Jesus in jou lewe beteken. En dan die moeiliker een is, neem daai konkrete stap. Bid saam met die persoon, stuur 'n skrifgedeelte.
Nooi hom of haar kerk toe. Bied aan om saam Bybel te lees. Maak 'n volgende afspraak. Getrouheid is meer as net 'n goeie bedoeling. Dit is om 'n konkrete stap te neem. En soms vir 'n tydperk langs 'n persoon in te hak om die brood wat jy het met hom of haar te kan deel. En dan, ons het dit nou gesê, los die resultaat by die Here. Jy kan niemand red nie. Kom ons los die Messias kompleks wat almal wil red. Getuig jy net. Jesus doen die reddingswerk in mense se lewe. Jy bedien net die brood. So my vraag vandag vir myself en ook vir elkeen van julle is dit: wie wag vir die brood wat net in jou hande is? Wie wag vir die brood wat in jou hande is? Kom ons gaan terug na waar ons begin het. Terug na die restaurant. Die kos is gereed, die brood is gebak, die tafel wag. Maar dit kos 'n kelner om dit uit die kombuis na die tafel te neem. God het iets ongelooflik kosbaar aan ons toe vertrou, die evangelie. Ons het die brood ontvang. Maar die vraag is, wie ontvang dit deur ons? Wie ontvang dit deur ons? Miskien is daar vandag 'n naam wat in jou kop opkom en jou gedagtes opkom. Moet dit nie ignoreer nie. Ons is geroep om rentmeester, bedienaars van die evangelie te wees. En dit is so eenvoudig om vir iemand anders net te sê wat Jesus in jou lewe gedoen het. Wie wag vir die brood wat in jou hande is? Amen. Kom ons bid saam. Here, vergewe ons daar waar ons die brood van die evangelie as 'n museumstuk behandel. Ons bewonder dit, ons kyk aan, ons bestudeer dit. Ons sing liedere daaroor. Maar ons deel dit nie. U sê dat u disippels is bedienaars van die evangelie. En ek bid, Here, dat u sommer in hierdie week vir elkeen van ons die geleentheid sal gee om vir net 'n persoon te vertel wat Jesus al in my lewe beteken het. Dat ons 'n geleentheid sal kry om die brood van die lewe uit te kan deel. Here, wat 'n voorreg is dit, maar wat 'n verantwoordelikheid. Mag ons vandag verstaan dat die geestelike brood is nie bedoel om gebere te word nie, maar om uit te deel. In Jesus se naam vra ons dit. Amen. Julle kom ons staan vir die seën van die Here. Ek dink daar's nog koffie oor. Tee as jy 'n bietjie wil kuier. Kom ons gaan hierdie week uit met die gedagte dat ons is dienaars van Christus. Ons het 'n tafel om te bedien. Kom ons gaan deel die geestelike brood uit. Die Here sal vir julle seën en vir julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en vir julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vir elkeen van julle sy vrede kom gee. Amen.